Baie welkom by vandag se digidiens. Ons is in lydenstyd en ons dink in hierdie tyd sommer weer terug aan hoe Jesus vir ons gelei het en swaar gekry het. Maar ons dink ook in hierdie tyd aan die toestand waarin ons eintlik is sonder Jesus en sonder God se genade. En daarom is ons tema vandag almal het gesondig. Iemand het nou eendag vir my gesê, ons weet nie meer wat sonde is nie. En nou kan 'n mens ook ons maar dink, ons is daarom nie so sleg nie, ons lewe nie so sleg nie, ons is dan ordentlik met mekaar, ons kyk mooi na die natuur, die diere rondom ons, in die omgewing, ons is selfs bekommerd oor aardverhitting en al hierdie dinge. En dan kan 'n mens begin dink, maar ons het God nie meer so nodig nie. Wat nog van Jesus? Maar eintlik is 'n mens dan nie bewus van die toestand waarin jy is, sonder Jesus se verlossing en sonder God se genade nie. Kom ons kyk wat sê Paulus hier van Romeine 3, hier van vers 21 tot 26. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as die offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Hier in Romeine 3 vers 23 sê Paulus vir ons dat almal gesondig het en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig en niemand leef tot eer van God nie. En dit sluit eintlik almal in, ook vir my en jou. Ook hierdie man en die vrou wat so 'n mooi lewe het, wat so goed lewe. Maar weet jy, dit is nie net ons skuld en ons sonde wat ons so skuldig voor God laat staan nie. Maar is eintlik die gevolge van Adam en Eva se sonde wat ons getref het. En ons noem dit erfsonde. Want dit maak dat ons in 'n sondige toestand voor God is. En ons lees in die Bybel dat die sonde deur een mens gekom het en nou is almal skuldig. En God haat sonde en hy straf sonde. Ons lees in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. So die straf, die beloning wat God eintlik vir ons moet gee, is die ewige dood. En soos ons nou maar sê, die hel. Dis die straf wat ons moet kry. Maar dan lees ons die wonderlike woorde in Romeine 3 vers 24. Ek lees dit vir ons. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Sonder dat ons dit verdien, net omdat God so goed is vir ons, word ons vrygespreek van ons sonde. Om dit regtig te verstaan, moet ons eintlik Johannes 3 vers 16 lees. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo die ewige lewe kan hê en nie verlore gaan nie. En dan staan daar vers 17, dat Jesus nie gekom het om die wêreld te veroordeel nie, maar juis om te red en te verlos. Omdat God vir ons as mense so lief is, het hy vir ons 'n tweede kans gegee. Het hy vir Jesus as sondaar kom behandel. Jesus wat geen sonde het nie. Al die sonde en die skuld is op hom gelaai. En die dood het op hom gekom. Hierdie ewige straf, hierdie straf vir die ewige dood het op Jesus gekom. En hy is eintlik geoffer as 'n versoeningsoffer, sodat ons vrygespreek kan word. En dit laat my sommer dink aan Heidelberg se Katekismus vraag en antwoord 1. Die vraag is, wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? En as die antwoord, ons enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ons nie in onsself boot nie, maar ons getroue verlosser, Jesus Christus. En is juist hierdie Jesus wat met sy kosbare bloed betaal het vir al ons sonde.
En hy is die een wat ons van alle heerskappy van die Satan verlos het. En die Heilige Gees is die een wat ons oortuig van 'n ewige lewe en ons gewillig maak om God se wil te doen. En dan net die volgende vraag in die Heidelbergse Katekismus sê vir ons daar's 3 dinge wat belangrik is om te weet. En die vraag is, wat moet ons weet om gelukkig te lewe en te sterwe? Wat moet ons weet om te weet ons het die ewige lewe? En dan sê dis 3 dinge. Ons moet weet hoe groot ons sonde is, hoe ons daarvan verlos kan word en hoe ons dankbaar kan lewe. In die eerste plek moet ons weet hoe groot ons sonde is. Ons moet besef wat 'n toestand ons is, dat ons eintlik totaal verlore is sonder Jesus en sonder God se genade. En dat ons met ons beste pogings nie hierdie verhouding met God kan herstel nie. En dan die tweede ding wat hy sê, ons moet weet hoe ons verlos kan word van hierdie sondige toestand. En dit sê die Bybel vir ons baie duidelik, dis net deur Jesus Christus, dis net deur God se genade. Dis hoekom ons ook in Handelinge 4 vers 12 die volgende lees. Hy bring die verlossing, hy, Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil, dat ons verlos moet word nie. En dan die derde ding wat hy sê, hoe ek dankbaar kan wees vir die verlossing. En dis is mooi, eintlik al wat ons kan doen, is om dankbaar te wees. En hierdie dankbaarheid van ons word sigbaar in ons liefde vir God en liefde vir ander mense. Om eintlik aan God gehoorsaam te wees, om sy wil te doen. En dis hoekom Paulus ook sê, daar in 2 Korintiërs 5 vers 9, of ons hier op aarde woon, of ons in die hemel is, ons het net een wens, en dis om sy wil te doen. En dis hoekom Jesus vir ons sê, terwyl ons hier op aarde is, dan sê hy in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en my Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Ons kan maar net dankbaar wees. En ons lewe uit dankbaarheid, dit wat ons doen, dit wat ons gee, doen ons uit dankbaarheid uit, omdat God vir ons so lief het, en omdat hy vir ons die verlossing bewerk het, en omdat hy vir ons die ewige lewe gee. Ek wil jy uitdaag, vanaand voor jy gaan slaap, dink 'n bietjie waaroor jy kan dankbaar wees. Dink waar God ook in jou lewe betrokke was, en waarvoor jy hom kan dank. En as jy môreoggend wakker word, dink waarvoor jy God kan dankie sê. Dink sommer aan dinge wat geld nie kan koop nie. Maar kom ons wees dankbaar. Kom ons leef dankbaar, want ons verlosser leef. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U die God is wat vir ons baie lief het. Dankie vir U genade en U goedheid wat vir ons so groot is. Ons weet en besef, ons verdien eintlik die ewige dood. Maar U gee vir ons die verlossing deur Jesus Christus. Wil U vir ons help om dit te glo, om daarop te vertrou, om daaraan vas te hou en te weet dat ons U kinders is. En wil U deur die Gees vir ons help om in dankbaarheid te lewe as U kinders, dat ons tot eer van U naam sal lewe en net sal doen wat U wil hê in Jesus naam. Amen.